jy sien die taakgedrewe leier wil ek hom net so een stapie vorentoe vat en ek wil net daarom die fondasie van so 'n persoon vir jou verduidelik. Jy weet, daai fondasie lê maar dieselfde as die rebel. Dit is nie 'n fondasie wat sterk gegooi is nie, sterk gebou is vir daai kind nie, wie ek glo ek is, liefde vir myself, dit is nie noodwendig so lekker in plekkie, maar hulle het 'n spesiale eienskap, persoonlike eienskappe. En ek gaan so 3 van hulle noem. Dis gewoonlik 'n persoon wat 'n baie goeie talent het. En dan gebruik hulle talent om te kan voel ek behoort, om hierdie leemte vir die liefde vir myself te kan vul. Maar iets van 'n talent, as ek byvoorbeeld in die sport rugby, sê nou ek is 'n goeie senter. En jy wil ook graag 'n goeie senter wees, as jy natuurlik nou rugby speel. En jy kom vra vir my, Andries, gee 'n bietjie vir my van jou talent. Ek kan nie. Talent is persoonlik, is my vermoë, is 'n persoonlike vermoë. Ek kan jou dalk leer, maar my talent is my talent. Daai instink, daai verstaanbaarheid van wanneer om hoe te beweeg, wat my so buitengewoon goed maak, kan ek nie met jou deel hê. Hulle het nog 'n tweede eienskap, 'n taakgedrewe leier, en dit is intellek. En daai intellek is die persoon wat sy intellek gebruik om verskriklik te presteer hier buite. Net vir die erkenning daarvan. En dis heel waarskynlik hulle wat van die inligting wat ek deurgee gaan kritiseer, om net so bietjie slimmer te kan klink op die einde van die dag. Maar al wat ek eintlik maar net doen, is ek deel eintlik maar net my openbaringskennis van God met jou. So, dis maar al wat ons doen. En ek kry so lag in my mou, want ek kry dit nogal baie in die lewe. En as dit dink ek by myself, ek identifiseer hierdie persoon se leierskapstyl, maar daai persoon self weet nie wat hy doen nie. Soms is my werk nogal komies, ek geniet dit nogal baie. So, ek kan nie my talent deel met jou nie, en ek kan my intellek nie deel met jou nie. As jy wiskundig sterker as ek is, ek kan tog nie na jou toe kom en vir jou vra, gee my stukkie van jou wiskunde intellek nie, dit kan nie gebeur nie. En natuurlik gawes is die derde een. Hulle maak baie staat op gawes. Nou mag ek staat maak op my intellek, op my talent en op my gawes, om nie 'n emosioneel afhanklike leier te wil wees nie. Ja, jy kan. Maar jy doen dit uit 'n liefde vir jouself. Jy gebruik jou talent om 'n verskil te maak, nie om 'n erkenning te kry nie. Jy gebruik jou intellek om 'n verskil te maak, nie om 'n erkenning te kry nie. Dieselfde met jou gawes. Ons moet 'n verskil maak. Maar ek kan 'n verskil maak as ek emosioneel stabiel is binne myself, en myself kan aanvaar het vir wie ek is, met my gebreke. Want wie is volmaak? Wie verstaan die volmaaktheid van God in hulle eie lewe? Nog iemand ontmoet nie? So, op hierdie stadium moet ek glo, daar's niemand nie. So die taakgedrewe ou gebruik eintlik al hierdie talent en intellek en gawes net om die erkenning te kry, om die gaping, hy leemte vir liefde vir myself te probeer vul, maar dit gaan net nooit gebeur nie. En dan moet hulle kan absorbeer en absorbeer en absorbeer, en dit is amper soos 'n spons, nee, as jy 'n spons vat en jy gooi 'n druppel, sê nou maar 'n groot spons, en jy gooi 'n druppeltjie water daarin,
Dan kan jy maar daai sponsie druk, jy gaan nie 'n druppel water kry nie, hy's weg iewers binne in daai spons. Maar soos wat hy vol drup, ek het al gesien het hoe 'n spons werk nie, jy kan net so aan hom raak, dan kom die gemors uit. En dis die gevaar van 'n taakgedrewe leier. In die begin presteer hulle verskriklik goed, skooljare en hulle jong jare, maar soos wat hulle moet absorbeer en absorbeer en absorbeer, later raak dit 'n onaangename persoon. Want dit is nie maklik nie. Van daai persoon soek net al hoe meer en jy kan nie meer gee nie. En dis wat baie huwelike gebeur. Baie huwelike gaan die man en die vrou, en dan gaan trou hulle. En as daar sekere reëls wat God neergesit het in die huwelik. Hy het byvoorbeeld reëls neergesit, wat is die eerste behoefte van 'n man en wat is die behoefte van 'n vrou? En dit staan in die woord van God en ek en jy moet daai goede verstaan. Nou, ek het al met mense gepraat wat 40 plus jaar getroud is, dan weet hulle nog nie wat is God se voorstel nie. En dis hoekom hulle dan vir my kom vra, wat moet ons nou maak? As hulle net geweet het, was dit net soveel makliker. En dan getrou ek met 'n persoon, want ek verstaan nie hoe God die man en die vrou integreer met mekaar nie. Wat is God se doel om te integreer nie? Hoe God dit beplan het dat ons moet integreer tot voordeel van ons huwelik, nie tot voordeel van God nie. God is 'n onvoorwaardelike God, hy wil jou gelukkig sien. En dan gaan baie vrouens en dan begin hulle hierdie taakgedrewe leierskap en hulle begin alles doen vir die man en hulle begin die man absoluut net verafgod vir die erkenning wat hulle kry. En so met verloop van die jare binne in die huwelik dan begin tande die sponsie word vol, die emosie word vol, die pyn raak te veel. Want jy kan nie leef vir erkenning om die liefde vir jouself te balanseer nie. Want as jy nie 'n liefde het vir jouself nie, wat kan jy gee?